Tuli, seuns en dogters, het hierdie jaar vir ons groot prestasie behaal in die redenaarsgebied. Op die ouderdom van 10 het Tuli Manunga geskiedenis in ons land gemaak. Sy is die eerste swart leerder wat aangewys is as die junior wenner van die nasionale ATKV redenaarskompetisie. Ek dink dis omdat ek probeer het. Ek het dit glad nie verwag nie. Ek was nogal baie bly. Maar daar het Tuli nie geëindig nie. Sy is ook die afdelingswenner van haar kategorie by die Motorian Kunstefees en daar het sy A++ behaal. Dan was daar ook die Super 12 redenaarskompetisie waaraan 24 skole deelgeneem het en sy die kategorie vir graad 4 en 5 gewen het. By die ATKV kompetisie was daar 900 deelnemers. Daar was nogal klomp goeies wat hulle inleidings sterk en mooi doen. Maar as dit by die middel kom, dan raak hulle 'n bietjie weg. Alhoewel sy groot geword het met Xhosa en Zulu, het haar ma Thandi besluit dat sy die beste opleiding in 'n Afrikaanse skool sal kry. Haar prestasies is veral merkwaardig as mens in ag neem dat Afrikaans nie haar moedertaal is nie. En boonop blink sy in haar ander vakke ook uit. Haar ma is Thandi en sy sal haarself tekort doen sodat Tuli 'n goeie opvoeding, goeie onderrig en 'n goeie omgewing is. Maar haar ma het nie 'n maklike lewe nie. Maar haar ma het veil vir haar kind. Weg van die skool af help Tuli partykeer haar ma. Thandi werk as huishulp om die pot aan die kook te hou. Het is moeilijk, want ik werk bij die huis. Ik heb niet genoeg geld omdat ik kan bij die school gaan. Maar ik probeer. Ik heb nog niet ik stap de hele tijd. My vriendin se ma, sy vat my na skool toe in die winter, maar in die somer gaan ons visstap. Sy loop die 6 kilometer met 'n huppel en haar stap. Dis hier by die laerskool Elardus Park waar haar talent raak gesien is en haar onderwysers en vriende is nie bietjie trots op haar nie. Sy sing ook van die begin van die jaar af in die senior skoolkoor en mis nooit 'n oefensessie nie. Haar redenaarsafrigter Christel de Klerk was die eerste om Tuli se potensiaal te begin ontgin. Sy is 'n regte vlinder gewees van die heel begin af. Ek het nou net nie geweet sy sou so vlieg nie. Sy het hard geoefen aan die praatjie en sy verdien het om eerste plek te gekom het. Sy is regtig nog vir my baie goed met die redenaars. En as sy eers op die verhoog staan en in Afrikaans begin voordra, hou sy jou in die palm van haar hand. Daar's 'n liedjie in my sak en 'n versie op die rak. Vir die dag as ek wil sing op volle maakies en spring. Ek praat Afrikaans, 'n bietjie Engels, Xhosa en Zulu. Zulu is my pa se taal en Xhosa is my ma se taal. Voorsitter, dames en here, die digter Oomie, Philip de Vos, praat dus sekerlik van my in hierdie rympie. Om so voor 'n skare mense te praat, sit nie in enigiemand se broek nie. 'n Mens wonder tog of die senuweegel gaan byt. Hy het die ouderdomse perking vergeet. Ek weet hoe om met mense te kommunikeer. Miskien stres ek net so 'n bietjie om daai adrenalien te kry. Maar verder stres ek glad nie. Ek voel baie gelukkig as ek daar staan en praat en my ding doen. Wat het jy vandag gekry? Maar haar prestasies het skynbaar nog nie ingesink nie, want al wat sy wil doen behalwe redenaars is koorsing en speel. Raksting. Is dit? Ja. Die onderwerp van haar toespraak is speel is nie net kinderspeletjies nie. Sy het dit voor die onderwerpe respek en kompetisie gekies. Toe vra ek vir haar waaroor wil sy praat. En as jy nou vir Tuli ken, speel. Speel dan dat boeke, soos die keer vermoe mamas en papas. Kilie my ma en luister na haar lag. Dames en here, wanneer laat Sy het die kuns bemeester om 'n gehoor aan haar lippe te laat hang en sy maak geen geheim van haar tegnieke nie. Ek wil hê mense moet nogal voel dat ek met hulle praat. So ek gebruik my handgebare en my oogkontak. Dit werk nogal baie goed, want as jy sê nou wanneer laat het u, dan moet jy na iemand kyk. Dames en here, dink u ook so? En jy gebruik dieselfde tyd met jou handgebaar. Ek sê, speel is nie net kinderspeletjies nie. Ouers moet begin spring. Alles op van die rekenaar na die kombuis. Ek sing. En dans op vreemde lands of huldinkie. Dan sê my ma,
Tuli, jy kon jy ook in sy saak. Wat beteken, gaan doen jou huiswerk. My ma is baie trots op my. Sy hou baie van om te praat. Sy hou baie, sy praat baie. En dis my eerste jaar dat ek nou begin redenaars praat en ek doen so goed. So sy is baie trots op my. Tandi het Tuli se oorlede pa se wens vervul en haar op 3-jarige ouderdom by haar oupa en ouma in die Kaap gaan haal om in Gauteng na Afrikaanse skole toe te gaan. Tuli se ma wou gehaat het sy moet presteer. Sy het in hierdie omgewing gebly of dit nou vir haar maklik was of nie. Want sy wou haar kind in hierdie skool gehad het. Sy was by die Afrikaanse kleuterskool tot by die skool begin. Sy pa het gesê, moet sy kind gaan haal omdat sy kan sommer hierso by Afrikaanse skool aansit. Wat dink jy jou pa gesê het van jou? Ek dink hy sou baie bly gewees het, en ek is seker nou in die hemel sou ek baie bly. Daar is geen ouderdoms op ek moet speel. So, haal jou liedjie uit jou sak, die versie van die rak en sing, spring en speel. Op julle merke, gereed.